Sy het opgetree by president Zuma se inhuldiging en verskeie TV-reekse verskyn, maar dit het alles begin met die advertensie. Mamela sisikhuluma ngami. Athi ngikutshela uyabo amaphies maningi la esitolo. Yabo bheka nje. Dis nie aldag dat 'n aantreklike blonde meisie vlot Zulu praat nie. En dis juis wat Marietjie Botma so anders maak. Hierdie unieke talent van haar maak nou vir haar deure oop waarvan sy voorheen nie eers sou durf droom nie. Deesdae bly Marietjie in Vanderbijlpark, maar op 'n tyd was die ongenaakbare strate van Hillbrow haar enigste heenkome. Vir 'n volle 2 jaar was sy letterlik op straat en haar verhaal het ook nie veel beter begin nie. As verstote weeskind was dit van kleins af 'n stryd om oorlewing. Dit was juist tydens hierdie donker dae dat Marietjie terloops leer Zulu praat het. Min het sy toegeweet dat hierdie talent jare later sou help om haar lewe te red. Marietjie, jy het 'n wye draai gestap voor jy in die Valdriehoek opgeëindig het. Jy is oorspronklik van Potchefstroom. Ek ken nie eers Potchefstroom nie, maar ek's daar gebore, ja. Maar jy het nie daar groot geword nie. Nee, op 8 maande het ek in die hospitaal beland, waar ek toe in die eerste militêre hospitaal in Pretoria toe gevlieg is, weens neglect. En van daar af is ek op 10 maande toe aangeneem deur die Van der Walt familie. My pa wat my aangeneem het was 'n pastoor, maar hy was ook 'n luitenant-kolonel in die weermag en my ma was 'n verpleegster by die hospitaal. Dis hoe hulle toe van ons uitgevind het en ons toe aangeneem het. Op die ouderdom van 2, toe trek ons Natal toe. Okay, en jy het daar by 'n sendingstasie groot geword? Ja, dit is amper soos 'n dorpie, hulle het hulle eie radiostasie, skole, universiteit, alles op daai plek. Nou, jy het hierdie ongelooflike gawe dat jy 'n klomp tale so vlot praat. Hoeveel tale praat jy? 7 tale, vlot lees en skryf, maar ek sing in 13 tale. Goeie genigtig. Okay, wat se 7 praat jy? Okay, ek praat Engels, Afrikaans, Zulu, Sotho, Duits, Xhosa en 'n bietjie Ndebele. Goeie genigtig. Waar het jy dit geleer? Dis een ding om groot te word in so 'n plek. Jy kom in kontak met mense van wye lande en verskillende plekke. Voor ons Natal toe getrek het my pa ondergrondse kerk gehad vir die swart mense in daai jare. Ja. En so as hy nou byvoorbeeld gepreek het, moes ons nou vir hom vertaal in Zulu, sodat die mense sy kerk kon hoor wat hy sê. In spite daarvan het jy ongelukkig ook 'n rowwe tyd gehad met hom as pa. My pa was in 66 in die bomontploffing in Pretoria en weet jy, ons was lief vir my pa, het ons baie goeie goed geleer, maar daar was baie emosionele, fisies en mental abuse gewees. My pa, ek glo nie hy het geweet wat hy gedoen het nie. Dit het gekom op 'n stadium waar hulle gevra het ek moet eerder weggestuur word en weggejaag word van die sending af, want ek wil nie myself bekeer tot op wat hulle standaarde is nie. So hulle het my na 'n klein dorpie toegestuur in Lichtenburg en ek moes vir die honde pap maak en ek moes saam met die honde eet. Dis toe ek besef het, weet jy, ek kan nie so aangaan nie. Toe het ek selfmoord probeer pleeg deur 'n klomp pille te drink. Toe sê my ma, oor dit wat ek nou gedoen het, ontken hulle my. Ja. Ek moet maar my eie plek vind in die lewe. En ek het toe in 'n straat in Hillbrow beland, maar ek het nog altyd hierdie baie sterk geloof gehad dat, weet jy, my breek sal tog wel eendag kom. Toe kom my breek eendag deur 'n swart pastoor. Toe sê hy vir my, kom bly saam met my vrou, my 3 kinders. Hulle het eintlik omgegee oor my, hulle het my aanvaar vir wie ek is. Toe ek nou by Checkers werk, toe ontmoet ek my eerste man, Marius Botma. Toe vat ons busie af net na my kinders se geboorte, waarvan ek 'n enetjie verloor het. Toe het ek nou my seentjie gehad. Toe verloor ons blyplek. Die welsyn het gesê, die kind kan nie so bly nie. Dit is beter as die kind by hulle bly. Ek wil nie my kind bedink sy ma het hom weggegooi nie. Hy moet verstaan wat die omstandighede was. Hy moet verstaan ek het dit uit liefde uitgedoen. Ek onthou, ek het nog 'n lang brief geskryf. Ek glo nog steeds as my seentjie ouer genoeg is en hy lees daai brief, sal hy wel terugkom na sy ma toe. En ek het nou 'n pragtige dogtertjie. Het jy ooit vrede gemaak met jou aan en pa? Toe my pa het ons dit volgelos. Binnekant was hy 'n goeie man, maar deur omstandighede het hy ook iets in 'n monster uitgedraai teenoor al sy kinders. Toe ek swanger was met my tweeling, toe bel hy my, toe sê hy, ek het jou nommer gekry van jou sussie, ek hoor jy is swanger, ek hoor ek gaan oupa word.
En ek sê vir hom, papa, ek weet nie hoekom nie. Kon nooit verstaan nie, maar ek vergewe jou. Was omtrent 'n uur later toe bel my sussie en sê, papa is dood. Die laagste punt het gekom toe Marietjie op 'n dag Heilbra toe is om 'n vriendin te ontmoet. Toe sy nooit opdaag nie, het 2 jaar van koue nagte op die strate van een van Johannesburg se mees berugte voorstede begin. Hier is nou die eerste keer na al die jare wat jy terug is in Heilbra en in die strate stap. Hoe voel dit vir jou om hier te wees? Weet jy, dis so 'n snaakse gevoel eintlik toe ons nou deur Heilbra gery het. Ek dink die groot ding vir my is net om te besef hoe die Here my gespaar het. Dit voel, hoe het ek hierdeur gekom? Weet jy, ek kan nog steeds nie glo as ek so kyk na die plek dat ek daardeur is nie. Ek kan net... En nou dat ek so deur dit ry, dan sê ek net, Here, hoe het ek hier uitgekom? Here, die Here se genade was groot, hoor. Want so baie jong mense beland in die strate hierso, omdat hulle weghardloop vir abuse van die huis af. Baie van hulle hardloop net weg, omdat hulle nêrens aan, hulle voel nie, hulle behoort iewers nie. Kan jy onthou, kan ek jou maar vra, toe jy hier gewoon het, waar het jy geslaap? Wat het jy gedoen? Weet jy, daar was tye wat ek onder bokse geslaap het. Daar was baie keer wat ek onder 'n brug gaan slaap het. Ek moes baie keer die security by die hotel eintlik van my geld gee, sodat ek net gou kon gaan bad en goed. Het jy nooit gedink, hier's nou genoeg, ek kan op 'n taxi klim en net uitgaan na 'n ander area? Hoe het jy vir so lank hier vasgesit? As jy alleen is, jy raak so vasgevang in jou klein wêreld. Jy is so bang. As ek hier uitkom, hoe gaan ek survive? Het jy vriende gehad hier op straat? Daar was een meisietjie, Michelle. Deur die drugs en goed is sy vermoor. In hierdie strate, dis hoekom ek sê om hier deur te gaan en te weet, Here, ek het deurgekom en ek het dit gemaak en arme Michelle het dit nie gemaak nie. Ek het miskien 10 ander meisies se lewens gered wat daai paadjie sou geloop het, omdat ek sterk genoeg was om dit te hanteer. So, ons moet nie challenges vat asof dit net iets is wat ons breek nie. Sy motivering wat sy het, hoe sy haarself motivering opbou, is ook een wat baie interessant is, dat sy geen touw op in die lewe nie. En as jy iets wil hê in die lewe, is dit wat jy gaan bereik. Wat dink jy van haar sukses wat sy nou al behaal het in die televisiebedryf? Ek is trots. Was dit altyd haar droom? Ja, dit was altyd 'n droom van ek haar ontmoet het, jy. En jou mamma praat so mooi tale. Hoeveel tale kan jy al praat? Ek kan net Afrikaans en Engels. Praat jy nog nie Zulu nie? Nog nie. Wil jy leer? Ek dink jy gaan definitief 'n sanger kan wees. Kry dis, ek gaan maar ons voetspore volg. Want ek wil sanger en 'n model wees. Is dit? Okay. Ibo never kopile waar iba kopa ubualim godvak. En dit wat sy doen en dit wat sy deurgemaak het en die persoon wat sy nou besig is om te bekom, dit is min of meer wat ek in gedagte gehad het deur al die tye wat sy gegaan het. Ek het geweet sy gaan deur dit kom en sy gaan ander mense ook kan help. Heilbra kon maklik die doodloopstraat van Marietjie se lewe gewees het. Maar vandag spog sy met daai ikoniese optrede in die King Pie advertensie, 'n rol in een van Suid-Afrika se gewildste sepies en nou ook aanbiedingswerk by die SABC. Wat was jou eerste kennismaking met die bedryf gewees? Ek het 'n passie vir musiek gehad en ek kon in verskillende tale sing. So toe het ek in 2006 'n kans gevat en gesê kom ek gaan probeer hierdie SABC 2 kompetisie I Want to Sing Gospel. En ek het die top 30 gemaak. Jessie. 2 weke later skiet ek my eerste kort storie op ETV. Ek het die rol van Dr. de Klerk gespeel nogal. En hoe het jy op Muvhango beland? Weet jy, om eerlik met jou te wees, ek weet nie. Want dit was vir my 'n groot wow. Ek bedoel, eerste waak, kry julle my nommer. Ek het nie 'n agent nie, ek het niks in die industrie nie. En ja, so het ek daar beland. Weet nie hoe nie, maar ja, ek het. En toe het jy bekend geword vir baie mense as daai vrou in daai pastye advertensie wat so skreeu snaaks is. Die diva vrou. Ek het 'n pruik aangehad. So ek het gedink, weet jy, mense gaan my nie raak sien nie. Ongelukkig herken hulle my met my stem. Ja.
So ja, dit was nou die groot bekendmaking van wie Maritjie eintlik is in die industrie. Wat lê vir jou voor? Waarheen mik jy? Wat sal jy vreeslik graag wil bereik? Ek wil graag vir my 'n sentrum oopmaak. Ek wil vir my in daai sentrum 'n klein restaurant maak waar ek mense invat wat nie hoop het nie. Waar jy die kinders eintlik deel van 'n lewe kan voel en nie altyd die negatief in die lewe blameer vir hulle toekoms nie. Ek is op stage, ek kry nou baie MC shows in en uitnodigings en daar het baie goed gebeur in die laaste week met my wat ek nooit oor gedroom het nie, maar Maritjie sal nog steeds altyd Maritjie wees en my grootste gebed is dat ek nooit verander nie. Maritjie se storie van vasbyt is 'n ware inspirasie vir almal van ons. Sy wys ons ook dat die een ding wat jou lewe heeltemal kan verander, dalk reeds binne jou opgesluit lê, net wag om ontdek te word. Jy nou op familie, hoe nou op Puma. As sy dit kon doen, kan jy ook.